baie dankie vir nog 'n genadekans, 'n groot voorreg, dat U ons deur die nag bewaar het, Here. Dankie dat U vir ons vanmôre opgewek het, Here. Kom bewus maak, Here, dat ons na U huis toe kom om te kom luister wat U vir ons wil sê deur U woord. Here, laat die Heilige Gees nou intree, ons elkeen beman, Here Jesus, gee vir ons geopende ore en ontvanklike harte. Here, dek vir Dominee toe onder die bloed en dat die engele haar beskerm en bewaar en dat sy net sal sê, so sê die Here van die weerskare. Here, kom seën die diens, alles wat gedoen word. In Jesus naam, amen.
draai, sê maar net ja, dit is die regte antwoord om te gee. Dis 'n pragtige dag, 'n dag wat ons eintlik maar buite kan piknik en die dag geniet. Maar hier kom die Here juis en sit ons op die pad vir dit wat voor lê. Dis 'n ontmoeting met hom en dit is altyd heerlik om so 'n ontmoeting te hê. Kom ons sluit onmiddellik net ons oë en ons aanbid hierdie groot en almagtige God. Groot is U trou, o Heer, ons God en Vader. Daar is geen sweem van verandering by U. Word ons ontrou, U bly altyd dieselfde, gister, vandag tot in alle ewigheid. In U groot trou het U ons uitgespaar vir 123 jaar. In U groot trou laat U ons vandag terugkyk en net weer vorentoe ook kyk met nuwe ywer. In U groot trou sê U ook vir ons, U sal altyd met ons wees en U sal altyd al wees wat ons nodig het. Aan U kom toe al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. So word U dan gegroet met die genade, die vrede, die barmhartigheid van God die Vader en Jesus Christus sy Seun deur die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. U is baie welkom. Ek sien hier's kameras vandag. Ons is opgewonde om vir die eerste keer dan nou amptelik vorentoe te begin met livestreaming van ons dienste. So ons het inskakelaars op Facebook, baie welkom by die diens. Aan ons besoekers hier vandag, ons glo nie eintlik in besoekers nie, as hier inkom is hier huiskinders. Maar die vrouebediening van Sarepta, die wijk Kalkfontein is vandag hier by ons, baie welkom. Hier is familie en vriende van ons hier in die diens. Ons sê vir u ook 'n hartlike en 'n warm welkom. Die Here self het 'n ontmoeting hier met ons vandag. En dit is die hoogtepunt. So mag jy dit geniet om hom opnuut te leer ken, opnuut te ervaar en net opnuut in hom te leef. Dit is altyd 'n voorreg om dit so te kan vier. Ek wil net gou aan die deur gee, as daar enigiemand is, die livestreaming gaan meestal fokus op hierdie ruimte hiervoor, die liturgiese ruimte, sodat hulle nie te veel rond beweeg nie. Maar elke nou en dan, dit is moontlik dat hier 'n lidmaat of twee ingekry word, opgeneem word. As jy regtig glad nie op Facebook of YouTube wil wees nie, daardie is die blok om in te sit. So daar agter, van hier af tot agter, is 'n blok waar u dan nou glad nie opgeneem gaan word nie. As daar enigiemand is wat dan nou nog die skuwe wil maak, is u welkom. Geliefdes, soos u hoor, is ek opgewonde. Ek het baie energie. Ek kan nie stil staan nie. En ek wil nou onmiddellik ook sommer verjaarsdag vier, die gemeente verjaar, maar hier is ook van ons geliefdes hier wat verjaar en wat hierdie week verjaarsdag vier. So sal jy asseblief voorkom staan hier by my, sodat ek kan gelukwens. Almal wat verjaar het, kom asseblief nou vorentoe. Ek het vir broer Lorenzo my kroon gister aangebied, hy wou dit nie opsit nie. Hy sê toe, dit lyk soos 'n meisieskroon. Dis lekker om te verjaar. Goed, ons het heel wat verjaarsdag. Kom ons hoor of enigiemand 'n huweliksherdenking gevier het, van maandag tot vandag. Niemand getrou in hierdie tyd nie. Dit is te koud. Okay. Goed, ons kyk na enige prestasies. Is daar deurbrake wat God net iets moontlik gemaak het in die lewe, waar jy nie geweet het eens 'n deur is nie, dan nou 'n deur oopgegaan. Enige deurbrake wat jy hier voor wil kom vier, of enige spesiale gebed wat jy graag by my wil kom vra, jy is baie welkom ook na vore toe kom asseblief. Wonderlik om dit te kom vier en ek sien uit om ook julle verhale te hoor.
Ek gee aan julle Psalm 47, net een versie van Psalm 47 wat sê, al julle volke klap julle hande, juig tot eer van God met 'n jubelende stem, want aan die Here, die Allerhoogste, kom eerbied toe. Hy is die groot koning oor die hele aarde. Ag, dis te lekker. Mag julle jubel en juig van hier af vorentoe. Natuurlik kom daar opdraande en afdraande. Daar is hindernisse, daar is uitdagings, maar niks is te groot vir die Here om te hanteer nie. Mag julle vertroue altyd in hom wees en mag julle vreugde altyd in hom vind. Ek gaan nou afkom en u gelukwens en ons kan net rustig dan nou sit en luister na die musiek.
ons vrouebediening se nuut verkose bestuur ook aan die voor te stel en hulle dan nou in te seën vir hulle pad vorentoe. Ek vra dat hulle dan asseblief na vore sal kom. Die voorsitter is Suster Helen Dirks. Die ondervoorsitter is Suster Betsy Paulsen. Sekretaresse Suster Charmaine. Hulpsekretaresse Suster Enna. Die kassier Suster Leia. Hulpkassier Suster Marie. Die addisionele lede Suster Helen. Suster Martha. Ja, okay. Addisionele lede Suster Helen, Carolus en Suster Geliefdes, ek hoef jullie niks te sê van leierskap of van enigiets wat die Here van u verlang nie. Ons het 'n lekker gesels ook gehad met die verkiesing, maar die feit bly staan, die Here roep ons tot sy diens. Hy sê vir ons, daar sal vure wees, maar dit gaan jou nie verskroei nie. Daar gaan riviere wees en hulle gaan sommer lekker diep wees, maar jy gaan nie daarin verdrink nie. En hy sê dit in Jesaja 43, gebruik hy al hierdie beelde om te sê, wat ook al op julle pad kom, ek is met julle. Ek ken julle persoonlik. Ek ken julle beter as wat julle self ken. Ek het julle spesiaal by julle naam geroep. Julle is myne. As jy dit kan onthou, en daarin sal vashou, dan hoef jy niks bekommerd te wees nie. Jy hoef nooit te dink, jy is nie toegerus genoeg nie. Jy hoef nooit te dink, ek doen nie dit goed genoeg, of dat goed genoeg, of die vorige bestuur het dit beter glad nie. Ons vergeet daarvan, u is hier in die eie reg. U is hier as kinders van God, die een wat hy gekies het, spesiaal vir hierdie tyd. En ek sien baie daarna uit om hierdie pad saam met u te stap. Hou vas aan die Here, hou vas aan sy woord, en laat my asseblief nou toe om vir u te bid. Kom ons bid saam. Liewe Heer, soos my hande uitgestrek is na u dogters, is dit u wat hulle seën. Baie dankie dat u hulle gekies het, en dat u hulle by die naam roep, grote God. Dat u hulle spesifiek u sin maak, en dat hulle niks kort kom nie. Dankie dat u hulle herder is, en dat dit nooit sal verander nie, my God. Seën hulle asseblief, elke liewe een, en ook as span, seën hulle en die ganse vrouebediening, en alles wat u van hulle verlang, wees u die een wat hulle toerus, wees u die een wat hulle lei, wees u die een wat met hulle praat, sodat hulle u stem hoor. En Here, mag hulle grootste sukses as bestuur wees, dat hulle u aan die mense bekend gemaak het. Lei hulle op hierdie pad, grote God, en seën hulle dan nou, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hulle kan maar 'n applaus kry, asseblief. Goeiemôre gemeente. Ook 'n hartlike goeiemôre aan ons emeritus predikant, meneer Walter Vlonder en gesin. Ek gee en ook goeiemôre aan ons, ek moet eintlik sê kuiergaste, ons vriende, goeiemôre aan julle ook. Ek gee net die afkondiging so deur soos goedgekeur deur die kerkraad. Ons nooi ons gemeente uit, ons gaan nu elke Sondag na diens, gaan ons 'n bietjie kuier in die saal. Vir 'n tee, ek toe was ietsie ekstra gaan bywees nie, so is nooi alle gemeentelede uit. So jy kan nie van die Sondag af nie, van volgende Sondag af, so na diens, voor die huis toe gaan ons saam met mekaar 'n bietjie, net 'n bietjie gesels en 'n teetjie drink. En dan, by 7 het 'n lenteontbyt, dit is die 5de September, so die kaartjies is beskikbaar teen R100 by die wijkkomiteelede. Dit is die 5de September. En dan gaan ons predikant op verlof vanaf Dinsdag die 28ste Julie tot die 8ste Augustus. En dan vang ons ook voorbidding vir die CVB, hulle reis na Riebeek, so ons vra voorbidding ook vir hulle. En dan vir ons siekes in die gemeente, wijk 1 het ons vir Suster Anna Stein, ons vra voorbidding vir ons siekes. Wijk 1, Suster Anna Stein.
met onze zuster Eva Carola, sy is ook 'n kerkraad. En dan week 6 het ons vir Antilet. Week 6. So dan vra ons ook voorbereiding vir alle siekes in ons gemeente, van die wat ons ook nie weet nie. En verder alle afkondigingsgemeentelede is in die kerkmuis. Sit terug en geniet die diens. Ons staan in 'n oomblik van stilte. Ons kom na U toe, ook in ons broosheid. Want ons weet U, die almagtige God, hou ons vas, tel ons op en dra ons deur alles wat deur ons gaan. Here, ons hoor 'n siekenlys, maar U weet van veel meer wat werklik sukkel, Here. En ons dra hulle almal aan U op. Lede hier in die diens, familie van lede in die diens, maar ook buite hierdie gemeente. Here, ons vra dat U met elke siek persoon sal wees, met elke persoon wat ly. Dat U in besonder net deur U Gees aan hulle bekend sal maak. U is ook in hulle lyding met hulle. U is in alles met ons, Here. Wanneer dit opdraand is U daar. Wanneer dit afdraand gaan, is U daar. Here, mag ons opnuut ons vertroue in U plaas en weet U hou ons vas. U dra ons. U heel ons van kop tot tone. In Jesus naam. Amen.
Goeiemôre gemeente. Hoop het gaan goed, dis 'n lieflike dag. Dis vir my 'n besondere voorreg om vanoggend die bedankings te doen. Liewe gemeente, laat my toe om namens die fondsinsameling bestuur ons opregte dank en waardering uit te spreek teenoor elke persoon wat bygedraai het tot die suksesvol van ons gemeente se draaifunksie. Eerstens wil ons Hemelse Vader dank vir sy genade, leiding, beskerming en seën wat op ons funksie gerig het. Sonder hom sou ons niks moontlik gewees het. Dankie Here dat U ons deur die hele proses gelei het en dat U hand sigbaar was in alles wat ons gedoen het. En ek bedoel regtig sigbaar. En is vir my net amazing. As 'n mens die Here vertrou, dan kom hy deur vir ons. Aan ons dierbare lidmate en kerkraad wil ons baie dankie sê vir julle wonderlike samewerking en ondersteuning. Vir die tannies wat die lekker bootjies, die roosterbootjies gemaak het. Baie dankie vir julle tyd en opoffering. Ons waardeer dit opreg. 'n besondere woord is Postix. Is hy hier so? Postix? Is hy nie? Maar die manne kan die boodskap vir hom oordra. 'n besondere woord van dank van ons kant af, want ons het net gevra en hy het nie nog getwyfel nie, hy het net gesê, ja. En hy het reëlings getref en hy het regtig vir ons aan die hand gevat en hy is 'n staatmaker. Jammer dat hy nou nie is nie. Ons wil vir hom baie dankie sê en vir hom sê, broer David, dat ons hom dankie sê omdat hy gehoorsaam is aan die Here en dat hy doen dit wat die Here op sy hart lê. Hy sê vir hom ons sê baie dankie. En dan wil ons ook aan Sonneberg vir baie dankie te sê vir die kontantbydrae wat hulle vir aan ons geskenk het uit julle volle R2000. Dis nog nie al nie aan ons borgers wat vir ons kondensmelk, pitmelies, alles wat ons nodig gehad het, by elkeen wat ons aanklop het gegee sonder om te mang. En wat het gesê, vra net, ons sal help. En ons sê vir die Here baie dankie. En vir die kerkraad baie dankie dat julle vir my ondersteun het. En meer baie dankie aan die gemeente, besonder die gemeente wat 'n kaartjie betaal het om ons sukses van ons funksie te kan maak. En hierin het ek besonder baie geleer en gesien hoe die Here ons gelei het. En as jy bidend is en glo, dan kom die Here vir jou deur. Soveel so dat ek by Oranjeslag is gaan sit dit en gehuil van dankbaarheid vir die 1000+ afslag wat hulle vir ons gegee het. Nie omdat ek hartseer is nie, maar omdat ek net, die Here is getrou, sy hand is oor ons en met die regte gesindheid, as hy teenoor mense optree, met die regte gesindheid, dan kom die Here vir ons wonderbaarlik teer. Mag die Here elkeen van ons ryklik seën en beloon vir julle liefde, tyd en opoffering. En nog meer aan my span, my staatmakers wat my ondersteun en bygestaan het. Baie dankie aan julle. En Joma is nou nie hier nie, maar sy gaan
gaan vir julle sê, ek het baie op Asinewies gewerk. Want ek wil weet, ek wil elke detail weet. Het die wyke inbetaal, hoeveel kaartjies het sy? En ek wil ook vir haar dankie sê. Weer eens uit die diepte van my hart, baie dankie aan elkeen wat op enige ander manier bydra gelewer het tot die sukses van ons gemeente, braai van sy en aan my man. Is hy nie? Is hy nie? Wat ek so rond gestuur het. Ek het nog vanmiddag vir hom gevra, is hy nog nie vir my, want ek het hom baie rond gestuur. Ek het net so 'n lang lys vir hom gegee en hy het dit alles so vir my gedoen en daarvoor eer ek die Here dat hy ook gehoorsaam is aan die stem van die Here. En hy kan vir my sê, nie myn, maar hy het gedoen en daarvoor wil ek ook vir hom baie dankie sê. Die Here seën en nou wil ek hê die gemeente moet asseblief staan, Olyne, gaan vir ons my geliefde lied. Dankie Jesus, ei mense. Kom ons staan en sing ons lekker tot eer van die Here. Psalm 105 en Matteus hoofstuk 13. Psalm 105 gaan ons verse 1 tot 11 lees en Matteus hoofstuk 13 gaan ons verse 44 tot 52 lees. By 3 gaan my hierin by staan. Psalm 105, Matteus 13 vanaf vers 44. Goeiemôre broers en susters. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Drie Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kom dankie vir die voorreg wat ons vanoggend het, dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Here, ons is sondige mense van natuur, en daarom kan ons nie anders doen as sondagoggend hier te wees, om te kom hoor wat U vir ons wil sê. Kom vra, Here, wees ons arme sondaars genadig. Die woord sal gelees word, Here, en daarom wil ons bid dat U elke leser se lippe sal salf, en dat U vir ons as die aanhoorders, Hemelse Meester, geopende oë en ontvanklike harte sal gee,
om te verstaan dit wat gelees sal word. Here, dat die dominee sal aanraak, sodat sy net sal sê, so spreek die Here van die leerskare. En wanneer ons die woord aanhoor, Here, dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, maar dat ons iets sal uitgaan, die woord toepas in ons eie lewens, en ook, Here, gaan leef volgens die woord. Die napredikers van die woord sal wees, en ambassadeurs vir U. Wees ons genadig, Here. Spreek ons vry, om Jesus wil. Amen. Psalm 105 vanaf vers 1 tot 11. Die Here hou sy verbond altyd in stand. Loof die Here, roep hom aan. Hy maak die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer. Vertel van al sy magtige dade. Roep sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle nageslag van Abraham sy dienaar, nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. Hy, die Here, is ons God. Sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Hy hou sy verbond altyd in stand, die belofte wat hy aan duisende geslagte toegesê het. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isak. Hy het dit vir Jakob bevestig as 'n vaste toezegging, vir Israel as verbond wat hy altyd sal bestaan. Hy het gesê, ek gee Kanaan vir jou as grondgebied en eiendom. Tot sover. Goeiemôre gemeente, ons lees uit Matteus 13 vers 44 tot 42. Die kort gelykenisse. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daar die land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel loop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerlei soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in maatjies bymekaar te maak. Maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit met die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hul tande knash. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel. Soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe ou dinge tevoorskyn bring. Tot sover. Tot sover die woord van God. Salig is elk wat hierdie woord hoor en daarvolgens lewe. Wanneer ons praat oor 'n dankbare terugblik, is hierdie twee skrifgedeeltes baie behulpsaam in hoe ons die koninkryk van God verstaan. Matteus was baie erg oor die koninkryk van God. Wat beteken dit om te praat van die koninkryk van God? En Dawid net so erg daaroor wat Psalm 105 dan geskryf het. So volgens 1 Kronieke, hoofstuk 16, is dit Dawid, is hy die een wat Psalm 105 geskryf het. En hy het dit geskryf toegewy of gewy aan Asaf
en die volk wat gesorg het dat die ark van die verbond in Jerusalem aankom. So die ark van die verbond, dit was 'n lang reis, dit was 'n baie reëls wat gevolg het met hoe die ark ook beskerm moet word. En toe die ark dit nou uiteindelik maak tot in Jerusalem, was dit die grootste feesviering. Die mense was so dankbaar, daar was 'n gedans en 'n gejuig. En Dawid sê, dis op hierdie oomblik dat ons dan moet terugkyk. As ons dan terugkyk oor ons lewe, sê Dawid, dan sal ons sien waar die Here die hele tyd vir ons gesorg het. Hoe die Here se genadehand net konstant op ons was, in die opdraande en die afdraande, in die goed en die sleg, in die moeilik en die maklik, en alles wat gebeur het in die volk se lewe, was God al die pad daar. Het God die hele tyd homself aan die volk openbaar, het God die hele tyd vir hulle gesê, ek sorg vir julle, en hy het oor en oor bewys. En ons ken die verhaal van die Israeliete, dit was nie 'n maklike storie nie. Dit was nie 'n maklike een nie. Dit was nie 'n maklike reis nie. Daar was uitdaging op uitdaging, en hulle is nou honger, en dan is hulle weer dors, en dan is hulle weer honger, en dan kom hulle uiteindelik in die beloofde land Kanaan, en dan sal oorlog, en dan sal weer hongersnood, en so was die uitdagings net konstant daar. Maar Dawid sê, as ons terugkyk, dan sien ons in dit alles, hoe die Here die hele tyd net daar was. Hoe elke keer as die mense desperaat geraak het en hulle kwaad geraak en hulle was gefrustreerd en hulle roep die naam van die Here aan en antwoord die Here onmiddellik. Dan sê hy, hier is ek was nog al die pad hier. En so kan ons 'n klomp voorbeelde aan dink in die verhaal van die Bybel waar mense net nie dit maklik gehad het nie, maar waar God 'n deurbraak gegee het. So ons begin dan met 'n terugblik. Ons begin deur terug te kyk. Ons begin nie om vasgevang te word in die verlede nie, maar ons moet weet waarvandaan ons kom. En wat die wonders is wat uit ons verlede kom, sodat ons dit vorentoe met ons kan neem. 'n Dankbare terugblik is wat ons nodig het om 'n ywerige toekoms te hê. 'n Ywerige pad vorentoe. 'n Pad wat vorentoe in dankbaarheid voltooi word. So in hierdie terugblik kry ons ook die geleentheid vandag om terug te kyk oor die geskiedenis van hierdie gemeente. Oor die geskiedenis van die kerk waaraan ons behoort. Oor die geskiedenis van verskillende gelowe wat later by mekaar gekom het en wat invloed op mekaar gehad het. Ons kyk oor die geskiedenis van hierdie dorp van ons. Ons kyk oor die geskiedenis van ons land. En in elke verhaal wat ons kan vertel, met elke leraar wat hier was, elke kerkraadslid, elke gemeentelid, elke gesin wat hier was, wat nou al weggetrek het, almal wat van buite af ingekom het, elke invloed, elke liewe verhaal vertel 'n storie van die getroue sorg van ons Here God. Al het dit hoe gegaan. En dan was tye wat bitter swaar was finansiëel. Dan was tye wat ons nie geweet het watter kant toe nie, jare gelede, en dit moes toe opgebou word. Die Here het mense in plek gesit. Die Here het engele gestuur op ons pad om te help. Daar was tye van absolute geweld in hierdie dorp, wat ook die gemeente getuister het. Die Here het 'n deurbraak gegee en dit rustiger gemaak. Daar was tye wat ons as gemeente mekaar glad nie kon verstaan nie, waar daar so baie konflik was, maar die Here het gekom en sy vrede oor hierdie gemeente gespreek, sodat ons saam kan aanbid, sodat ons saam kan leef, sodat ons saam mekaar kan verstaan. En Sarepta se gemeente kan presies dieselfde sê, presies dieselfde stories vertel, van Kalkfontein, Sarepta, Highbury, oral waar hy vandaan is. Ons besoekers het dieselfde verhaal. Ons behoort aan 'n God wat in ons verlede kom bewys, in ons eenvoudige stories, in alles waardeur ons is, in siekte, in lyding, in nood, het hy elke keer deurbraak op deurbraak kom maak. Daar is 'n rede hoekom die spasie nooit leeg is op 'n Sondag as ek mense vra om vorentoe te kom om te praat van deurbrake nie. Want ons dien 'n God van deurbrake. Ons dien 'n God wat sê, al wat jy hoef te doen
is om my naam aan te roep. Roep my naam in die omstandigheid. Ek hoor jou, ek sien jou, en dit is waarvan Dawid getuig hier in Psalm 105. Die Here wat sê, ek het jou nog nooit teleurgestel nie. Dit sal onregverdig wees, sê die Here, om vir my te sê, om te twyfel in my, want ek het jou nog nooit 'n rede gegee om te twyfel nie. Dit sal verkeerd wees om te dink, ek is nie daar nie, maar daar was nog nie een tyd in jou lewe wat ek nie daar was nie. Selfs toe jy gedink het, ek was nie, was ek daar. Selfs toe jy gedink het, jy het geen krag nie, was dit my krag wat in jou vloei. So uit hierdie dankbare terugblik, uit hierdie kyk na die verlede, help Matteus 13 ons dan nou, om te sien nou, wat beteken dit dan nou, om deel te wees van hierdie dankbaarheid en hierdie koninkryk van God. En Jesus vertel dit in gelykenisvorm. Hy vertel gelykenisse en hy sê, weet jy, die eerste ding wat ek vandag vir jou wil sê, is die koninkryk van God, is soos om op 'n groot stuk grond te loop, en skielik vind jy 'n skat. Jy het dit nie gesoek nie, jy het nie geweet dit is daar nie, maar skielik is daar 'n skat, en jy vind dit gaan diep onder die grond, en is so waardevol, dat jy onmiddellik alles gee wat jy het, om daardie stuk grond te koop. Jy gee nie alles wat jy het uit dwang nie, jy gee dit nie omdat iemand vir jou gesê het, jy moet nou opoffer, en is 'n groot las om op te offer nie. Jy gee alles wat jy het in vreugde, want jy kan nie wag om daardie stuk grond te besit vir daardie een skat wat jy daarin ontdek het nie. Met ander woorde, jy gee alles wat jy is en alles wat jy het net vir daardie skat. Net vir die koninkryk van God. En dit gee vir jou die grootste vreugde om dit te doen. Jy dink nie eens 2 keer daaraan nie. Jy dink nie oor alles wat jy verloor nie, want wat jy bykry is soveel meer waardevol as dit wat jy verloor. In die tweede plek sê Jesus, die koninkryk van God is soos om 'n parel te loop soek. Jy soek hom, jy soek dit met alles wat jy is. Nou, dit is nou nie die een wat toevallig op die skat afkom nie, dis 'n soektog na die parel. Jy het gehoor van hierdie waardevolle parel, jy het gehoor dat dit die mees waardevolle ding ooit is, en jou hele lewe gaan net daarin om te soek daarna. Jy soek na die koninkryk van God. Jy stel alles in jou in om dit te vind. En oral waar jy kom, kyk jy na die detail van alles wat om jou gebeur, om te sien of jy die koninkryk kan raak sien. En aan een dag vind jy die parel. Eendag sien jy die koninkryk. Eendag ontdek jy wat die koninkryk werklik is, en dan net soos in die vorige verhaal, onmiddellik, jy hoor hoeveel dit kos, jy gee alles op. Jy verkoop jou klere en jou kar en jou huis en jou alles wat jy besit, want jy moet hierdie parel hê. Dis die parel wat jy jou hele lewe lank gesoek het. En nou is jy so bly dat jy dit gevind het. Die koninkryk van God. Om vir God self te soek met ons lewens. Elke teken wat hy vir ons gee, dat hy met ons is, maak ons so opgewonde, dat niks anders meer saak maak nie. Ek sê baie keer, is ons so besig met 'n klomp dinge wat regtig nie saak maak nie. Hoe ons mekaar misverstaan nie, ja, dit gaan gebeur, maar dit kan nie bo die parel wees nie. Dit kan nie belangriker as die koninkryk van God wees nie. Dit wat ek wou hê moet gebeur, en dit het toe nou nie gebeur nie. My eie ego kan nooit belangriker as die koninkryk van God wees nie. Ons sou aansoek, ons sou aanverras wees, en elke keer sê ons oor en oor, ek gee my alles. Ek gee glad, ek gee self my ego. Ek gee my status. Ek gee my eie ek. Ek gee alles wat my eie wil is, gee ek op. Want dit kom nie naby die wil van God in my lewe nie. Dit kom nie naby die teenwoordigheid van God in my lewe nie. Dit kom nie naby enigiets wat ek ooit sou wou doen, of enigiets wat ek ooit sou kon beplan nie. Wanneer die Here in my lewe is dit al wat ek nodig het. En al kom die storm hoe, en al raak dit hoe woes, en al gaan dit hoe wil te kere, ek
het vrede in my hart, want ek het die parel gevind, die koninkryk van God, die Here self. Dit maak van my 'n heel ander tipe mens. Ek is rustig, ek het vrede, ek kan glimlag deur die trane, ek kan groet al, en maak jy my so vies. Ek het gister vir iemand gesê, ek kan sien hy's vies vir my, maar hy's eintlik liewer vir my as vies vir my. So kyk net na my en sien die liefde, en toe lag ons lekker saam. Dis presies dit. Kinders van God kan deur dit alles kyk, en sê, maar met die Here aan my kant, het ek mos alles wat ek nodig het. Meer as dit hoef ek nie te vra nie. Meer as dit hoef ek nie bekommerd oor te wees nie. Meer as dit hoef definitief nie vir my slapelose nagte te gee nie. Ek slaap rustig, al woed die storm hoe, en ek weet, ons het baie uitdagings. Maar die Here bly groter as dit. Hy het dit oor en oor bewys. Hou dan daaraan vas, en wees verras, soos die een wat die skat ontdek, of die een wat die parel gevind het. En dan sê die Here, in die laaste punt sê hy, die koninkryk van God is ook 'n net. Die visserman kom, en hy gooi die net uit, en daar kom 'n klomp visse in, verskillende visse, 'n magdom visse. Maar, die visserman kies net 'n bietjie van daardie visse. Die res, hulle noem dit die slegtes, die vrottes, word weggegooi. Dis ook 'n baie ernstige pleidooi. Die koninkryk van God is nie speletjies nie. Die koninkryk van God is nie iets wat ons net kan rondgooi en maak soos ons wil nie. Vandag wil ek 'n aanbidder wees, môre is ek nie lus nie. Vandag wil ek dit doen, maar môre wil ek vloek en skree. Vandag wil ek mooi praat, maar môre wil ek myself besimpel drink of rook of wat dit ook al is, tot ek in 'n toestand is waar ek iemand sommer slaan. Maar môre is ek weer in die kerk en môre is ek weer okay. Ons kan nie speel met die woord van God nie. Ons kan nie speel met die wil van die Here nie. En hy maak dit baie duidelik aan ons, terwyl dit die grootste vreugde is om die koninkryk te ontdek, is dit ook die grootste hartseer as ons nie antwoord, ja Here, hier is ek nie. Ons kry kans op kans op kans. En daai net waarvan die Here praat in Matteus 13 is wyd. Dit is 'n wye uitnodiging. Dit is 'n uitnodiging aan die hele wêreld. Die Here maak sy arms waawyd oop vir almal en elkeen, en verskillende soorte en verskillende kleure en geure en verskillende rasse en verskillende kulture oor verskillende grense heen. Maak die Here sy arms oop en sê kom na my toe, maar dit bly ons keuse. Die wonder van die Here is, hy maak nie van ons robotte nie. Ons word nie forceer om hom lief te hê nie. Ons word nie forceer om hom aan te hang nie. Ons word nie forceer om hom te kies nie. Ons word nie forceer om sy naam aan te roep nie. Ons word nie forceer om enigiets te doen nie. Hy gee vir ons die vrye wil om te sê, hier is die uitnodiging. Dit is die enigste manier hoe jy kan leef. Dit is die koninkryk van God. Hier is jou vreugde, maar jy antwoord ja of nee. Daar is nie 'n miskien nie. Daar is ook nie 'n soms nie. Dis of ja ten volle, ek is u sin, of nee dankie, ek stel nie belang nie. Gooi my maar weg met die vrottes en die slegtes. En dan eindig die gedeelte in Matteus deur te sê, ons neem die oud saam met ons, en ons bou die nuut saam vorentoe. Die ou en die nuwe skatte kom konstant by mekaar. Die wonder van God is, hy seën ons nie 10 jaar gelede en dan sê, nou is hy klaar met jou nie. Hy hou aan. Hy sê, bring daardie seëninge saam. Onthou daardie seëninge, sodat jy krag kan hê vir die toekoms. Hoe ons geloofspad lyk, is nie net 'n ongeluk nie. Is ook nie net iets wat sommer net so gebeur nie. Dit is wat ons daarvan maak. Dit is wat ons besluit om op te bou. En ons kan hier besluit, ons bou saam vorentoe. Wat ook al kom,
Al sukkel ons met mekaar, ons is verskillende persoonlikhede, dit gaan sukkel. Daar's geen twyfel daaroor nie, ons is mense. Ons gaan mekaar nie altyd verstaan nie. Dis onmoontlik. Ons is mense, ons bly mense. Maar ons bly mense in 'n goddelike weë, in 'n goddelike krag, met 'n goddelike roeping. En Jesus staan werklik opnuut voor ons vandag met oop arms en sê, ek nooi julle om deel van my koninkryk te wees. Ek nooi julle om inderdaad my koninkryk op aarde te wees. En ek beloof jou, dis soos 'n skat, dis soos die duurste parel, dis die wonderlikste ding wat jy ooit sal hê, dis die grootste vreugde wat jy ooit sal beleef. Aanvaar hierdie uitnodiging. Dis waar die lewe is, dis waar die waarde is. Ons sê dankie vir die verlede en dit dryf ons om vir die Here te sê, ja Here, ons gaan saam met U die toekoms in. Mag hierdie toekoms vir ons helder skyn. Mag dit die mooiste mooi wees wat volg. Mag die verhale wat ons vir mekaar vertel, net verhale wees van die wonder van God. Al begin ons met, jy sal nie glo wat 'n aakligheid met my gebeur het nie. Laat dit eindig met, maar net so wil ek vir jou wys wat die Here toe kom doen het. Laat ons vir mekaar hoop bied en mekaar nie afbreek nie. Laat ons mekaar opbou. Laat ons mekaar nie moedeloos maak nie. Laat ons mekaar vorentoe rede gee om nie net een keer 'n jaar 'n braai te hou nie, maar sommer die hele tyd, omdat ons die hele tyd iets het om te vier. Mag ons mekaar opgewonde maak oor die lewe, want ons kan nie anders nie. Want as die Here in hierdie lewe is daar niks wat ons kan terughou nie. Mag ons uiters geseënd wees, soos ons terugkyk oor 123 jaar. En soos ons vorentoe kyk na die volgende honderde wat volg. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Here, baie dankie dat U die skatte in ons lewens aan ons bekend maak. U koninkryk. Dankie dat U ons uitnooi om deel te vorm daarvan, om alles anders te laat staan, Here, en net aan U vas te hou. Dankie dat U ons uitnooi om U beeld te dra op hierdie aarde. Dit is so 'n groot voorreg. Heilige Gees, lei ons daarin asseblief. Help ons daarin. Wees ons genadig, sodat ons, wanneer ons terugkyk, U raak sien. Wanneer ons na vandag kyk, U raak sien. Wanneer ons vorentoe kyk, U raak sien. En weet ons het niks meer as dit nodig nie. Lei ons asseblief, grote God. In Jesus naam. Amen. Ons Christelike mannebediening gaan nou antwoord op hierdie woordverkondiging. Hart en God verbonden, soeken hom, heel rust en vreugd, sing van Jesus bloed en wonder, wees in hom, heel eer verheer. Is die heilige op in ons lede, wat op aard sy lig verspreid.
dat die mense kan oorkry word. Die is van omhoog gestuur, en daar wêreldwyd geheil word, dat God liefde ewig dien. Baie dankie aan die manne daarvoor. Ons berei nou voor op die nagmaalfees. En in voorbereiding daarop nooi ek die volgende persoon om by my aan te sluit aan die tafel. Dit is 'n verteenwoordiger van elke vereniging vandag. So die leierouderlinge gaan weerskante van my in 'n plek inneem. Dan namens die kategetes, Suster Elise Bond, namens die jeugbediening, broer Franklin Faru, die vrouebediening, Suster Marlene Erasmus, die mannebediening, broer Dennis Afrika, die kerkkoor, Suster Katrina Lombard, en dan die diensgetuienis, Suster Ursula Frans, namens Advin, broer Frikkie Dampies, namens fondsinsameling, Suster Lucille Johannes, namens Ekumene, Polten Stuurman, die brigade en die lof en aanbiddingspan is ook welkom. En dan het ons namens die CVB van Kaapfontein en ook sommer namens ons besoekers, Suster Jolinda Christoffels. Jy is baie welkom by my aan te sluit. Ons maak die tafel gereed terwyl ons dan gesang 370 saam sing asseblief. U het die brood gebreek, eet by die meer. nagmaal is gebaseer op 'n maaltyd of maaltye wat Jesus met die disippels gehad het, net soos ons nou hier sit aan tafel. En die tafel is oop ook vir u almal. Het word gesê dat in die Bybel staan daar dat die laaste nag voor Jesus nou verraai is en oorgelewer is
aan die vyande wat hom sou kruisig, het hy aan tafel gesit en hy die brood gebreek. Hy het gesê, dis my liggaam, dit is vir julle. Elke keer as julle dit neem, dink aan my. En net so het hy die beker van danksegging geneem en gesê, dit is my bloed, dit is vir julle. Elke keer as julle dit neem, dink aan my. So elke keer as ons die nagmaal vier, as ons die teken saam neem, dink ons aan die Here en wat hy alles gedoen het. En ons onthou ook wie ons in die Here is. Ons sit so aan tafel met hom. Hy is waarlik die eregas aan hierdie tafel. En om dit te neem, moet ons verstaan waaroor die nagmaal gaan. Vir ons kinders wat die nagmaal neem, vir ons volwassenes, vir almal moet ons weet presies wat dit beteken. Soos ek reeds gesê het, dit is eerstens 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het gesê, wanneer julle die brood neem, dink aan my. Dink aan wie ek is. Dink aan wat julle in my het. En daarom dink ons dink terug, ons is vandag besig met 'n dankbare terugblik. En dit is presies wat ons doen dan wanneer ons die tekens inneem. In die tweede plek is die nagmaal 'n waarborg. So seker as wat ons hierdie brood gaan proe, so seker as wat ons hierdie wyn gaan voel op ons lippe, so seker is ons dat ons ook bevry is deur Jesus self. Dat ons saam met hom sterf tot ons ou self. Dat ons saam met hom opstaan tot 'n nuwe lewe. Dat hy waarlik met ons in dit is. Dit is ook natuurlik 'n viering van gemeenskap. Hier word ons meer en meer deel van mekaar. Ons ken mekaar nou, maar met die nagmaal verdiep ons in verhouding. Ons word meer en meer deel van mekaar. Ons vier die gemeenskap nie net met die lewende Here nie, maar ook met die lewende Here binne in elkeen van ons. So ons word meer familie. Ons word vaster aan mekaar gebind. Ons word dieper aan mekaar ook net gebind deur sy bloed en deur sy liggaam. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons sê ons is op pad iewers heen. Hierdie is maar 'n gedeelte van die storie, maar eintlik kom die klimaks nog. Die toekoms wat ons in 'n ewigheid met die Here Jesus Christus gaan vier, dit is wat ons verkondig en dit maak ons opgewonde. So dit beteken dis 'n vreugdefees. Ek praat al vinniger, want dit is vreugde en is daardie vreugde waarin ons ook hierdie fees kom vier. Dit beteken ons is hier in dankbaarheid. Soos ons vroeër gesing het en soos ons vroeër met mekaar gedeel het, ons kom in absolute dankbaarheid na hierdie tafel en sê vir die Here, as dit nie vir U was nie, sou nie een van ons hier kon sit nie. Sou nie een van ons hier aan kon deelneem nie. Sou nie een van ons so vry kon wees soos ons vandag is nie, as dit nie vir U was nie. So U hoor dat dit 'n diepe betekenis het. En om daaraan deel te neem, moet ons gereed wees daarvoor. So kom ons gebruik hierdie oomblik net as 'n oomblik van stilte, waar ons op ons eie reflekteer en op ons eie vir die Here sê, asseblief, as daar enigiets in my is wat nie opreg is nie, neem dit weg, Here. Maak my gereed om U nagmaal saam met U te vier. Kom ons gebruik dit net hierdie oomblik vir 'n tydjie.